Psalm 1, die 1933 vertaling het gesê, welgeluksalig, dis eintlik 3 keer 'n geluktoewensing in een woord, welgeluksalig. Dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan, en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Sy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Soos baie van die psalms, die 2 kante, so is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie, en sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. En dan baie dieselfde, lees ons in Jeremia 17, ons gaan lees vanaf vers 7 tot vers 13. En kyk nou of jy kan hoor, wat sê Jeremia by wat die psalmdigter sê. Dit gaan goed met die mens, wat sy vertroue in die Here stel. Die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is. So iemand is soos 'n boom wat by water geplant is, en sy wortels na die stroom toe uitstoot. Nie die hitte voel as dit kom nie, en altyd groen blare het. 'n droë jaar raak hom nie, en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Die hart is bedriegliker as enigiets anders. Hy is ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? Ek, die Here, deurgrond en toets hart en verstand, en laat die mens kry wat hy verdien, wat hom toekom vir wat hy doen. Tot sover ons skriflesing. Ons teks, Psalm 1 vers 3. Hy is soos 'n boom, sy is soos 'n boom, wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Nou die tema vanaand is die groei deur die Heilige Gees. Nou wanneer 'n babatjie gebore word daar van die ma verwag om op 'n gereelde basis na die kliniek toe te gaan, die babatjie saam te vat. Natuurlik, sekere weke is daar op sy gesit vir 'n sekere inenting, maar dan word ook gemonitor of die babatjie reg groei. Partykeer tot op die gram word hulle geweeg, hulle word gemeet en daar word sekere paar goed na gekyk. En wanneer daar probleme dan is, moet dit so gou as moontlik opgespoor word. En dan is daar 'n klomp dinge wat gedoen kan word. Pertinente stappe. Nou ek onthou een van my niggies, en toe sy gebore is, eintlik toe sy klein was, het ons agtergekom, sy is om een of ander rede bietjie agter met haar fisiese groei. Sy was altyd kleiner as haar portuïergroep. Toe sy in standaard 6 was daai tyd, vandag graad 8, gewoonlik moet jy die matriekse tasse dra. Hulle het haar so jammer gekry, die matriekse het haar tasse gedra. Dis die enigste keer wat vertraagde groei in haar lewe vir haar tot voordeel was. Ek onthou dit het vir my tannie hulle en vir haar baie hartseer in haar lewe gebring. En ook baie bekommernis. Nou vandag is sy omtrent 60 jaar oud, ek het haar seker 20 jaar laas gesien, maar toe ek haar laas gesien het, kon jy niks meer agterkom van daardie fisiese groei. Maar ek weet maar, dit het wel emosionele letsels gelaat. Toe ek in 1979 as 18-jarige by Tempi vir diensplig aangemeld het, toe sien ek met daar staan 'n laerskoolleitie wat ook daar staan. Dit was vir my snaaks. Toe het ek later agtergekom, nee, hy is net so oud soos ek. En natuurlik toe die korporaals hom sien, die ou geweet, hulle gaan nie stil bly nie. Ek onthou nog, hulle het gesê, my ou, weet jou ma, jy is hier. En binne 'n paar dae, dink is die volgende dag al gewees, het die vrystellingsraad vir hom gesê, nee, hy hoef nie diensplig te doen.
Hy was so klein, hulle het gesê, hy sal nie as jou seiltoerusting, jou webbing, wat nog te sê jou geweer in die staaldak kan dra nie. Ek onthou toe ek so die laerskool was, het ek 'n gewoonte gehad om aan die einde van elke jaar, die 31ste Desember, het ek 'n liniaal gevat en het ek teen 'n muur gaan staan, en dan het ek die liniaal probeer so horisontaal as moontlik hou, parallel met die vloer, merkie gemaak en dan het ek gekyk hoe lank is ek. En dan die volgende jaar het ek gekyk hoeveel het ek in daardie jaar gegroei. Dis eintlik vir ons elkeen uiters belangrik dat ons liggaam sal groei. 'n Mens sal baie maklik na 'n spesialis toe gaan as jy agterkom hier is iewers vertraag te groei. Vir party mense is dit so belangrik dat hulle gevaarlike middels sal gebruik net om uitermate te kan groei. Nou as mens so ernstig is oor die groei van jou liggaam, wat uiteindelik tog maar stof gaan word, dan is dit tog snaaks dat baie mense eintlik glad nie bekommerd is oor hulle geestelike groei. Dat van die dag dat hulle tot geloof gekom het, weinig groei in hulle geloofslewe plaasgevind het. Hoeveel gelowiges in ons dag is ten spyte van 'n forse gestalte nog eintlik kleuters in die geloof. Dit word vir ons beskryf in Hebreërs 5 vers 12 tot 14. Ek sukkel altyd om dit te lees want dit klink bietjie vir my hart. Toe sê die mense is eintlik maar besig met melkkos. Baie mense is doodtevrede as hulle net tot geloof gekom het. Hulle is doodtevrede om geestelik net met 'n bottel gevoed te word. Dat hulle nooit in staat is om iemand geestelik te help wat miskien by hulle kom aanklop om hulp nie. Baie mense ken net die basiese dinge van die geloof en daarom kan hulle baie maklik, soos in die tyd van Paulus ook, deur enige dwaalleer onderste bo gewaai word. Ek onthou, jare terug was Dominee Piet Besuidenhout mos die dominee van hierdie gemeente. Nou, hy was 'n redelike streng man geweest, maar ek het net goed oor die weg gekom. So goed dat ek het gewaag het om een keer klere en al in die swembad te gooi. Ons was so by 'n konferensie geweest en almal het gesê daar's 'n swembad, ons moet gaan swem. En toe het hy nie sy swembroek saamgebring nie en toe sê ons, ek en die dominee van Carolina, sê nie maar jy gaan swem. Toe sê ons gee vir jou kans om jou horlosie en jou selfoon en jou bril af te haal. In sy geval nog die pakkie sigarette ook. En toe gooi ons hom in. En dit het baie goed gevat. En ons het eintlik so lekker gesels. Nou onthou ek daai gesprek baie goed. Dit het gegaan oor die kerk op wiele. Daardie tyd was daar 'n ou wat so deur die Mpumalanga gereis het met 'n, ek weet nie of dit 'n bakkie was of 'n karavaan of wat nie. Kerk op wiele, ek onthou toe hy daar op Pieter Retief aankom. Daar waar die sirkus altyd was, het hy so oop ruimte gevind. En op een of ander manier het hy soos die inrye van destyds luidsprekers daar gestel en dan die mense daar gaan parkeer. Mense van die kerke en dan het hulle so deur die luidspreker geluister. En sommer in een aand het hy die meeste van die kerke daar in Pieter Retief so sleg gemaak dat daar sommer 'n groot groep mense nie na sy kerk toe nie, want hy was rondreisend, maar na 'n kerk wat hy aangewys het toe gegaan. Mense wat skielik met onwaarhede gekonfronteer is. Maar dis mense wat nog nie diep geloofsgroei gehad het nie. Hulle word maklik deur een of ander wind van dwaallere onderste bo gewaai. Kry mense wie se diepte van hulle gebedslewe nooit verdiep en die diepte van hulle Bybelstudie nooit verdiep. Dwars deur hulle lewe van die dag dat hulle tot bekering gekom het. En wat baie keer die onverklaarbaarste is, dit plaas sulke mense glad nie. Die Heilige Gees is uitgestort om nie net mense tot geloof te bring, maar om individue en gemeentes te laat groei, geestelik te laat groei. Nou, liggaamlike groei vind nou in 'n gesonde mens outomaties plaas. Jy hoef nie te gaan dink, jy moet nou so maak om hierdie week te gaan groei nie, jy groei in elk geval. As 'n sekere tyd, vir alles seuns hier in die hoërskooljare kom, maat nuwe klere gekoop en dan
paar maande later is hy klere weer klein. Maar met die geloofsgroei gebeur dinge nie outomaties nie. Die gelowige moet ernstig daarop ingestel wees om geestelik te groei. Jy moet ook as dit ware van tyd tot tyd geestelik teen die deur gaan staan, te kyk of genade nie dalk te vergeefs in jou gegee is nie. Wanneer jy vanaand hier is, sê vir my, jy is ernstig oor geloofsgroei. Net so ernstig as wat 'n jong ma is, dat haar kind, haar baba, liggaamlik sal groei. En daarom deel ek graag met jou 5 wenke vir geestelike groei. Hoe groei 'n mens? Geestelik. Eerstens, jy groei deur die woord. Daar's 'n baie nou verbintenis tussen die woord en die gees. Die gees werk deur die woord. Laat my altyd dink aan die manier hoe 'n mens destyds plate gemaak het. Hierdie plate wat ons altyd gespeel het op die platespeler, dieselfde geld met CD's. Op een of ander manier word die stem en die musiek vasgelê binne daai groewe van 'n plaat of binne die CD. En as jy dit later wil speel, druk jy net 'n knoppie. En omdat die klank binne in die groewe is, as die groewe dan die plaat draai, dan speel hy outomaties daai musiek. In die Bybel is ook die woord van God en die woord van die Gees ingelê, vasgelê in al die woorde. Maar dit werk nie so outomaties dat as jy net die Bybel lees, soos wat die plaat se klank dan outomaties uitkom, dat jy outomaties die volheid van die Heilige Gees sal ervaar nie. Dan moet iets anders gebeur. Psalm 1 staan, wat die woord van die Here in die woord van die Here vreugde sal vind. Dit dag en nag oordink. Dis nie maar net vandag lees nie, oordink dit. Jakobus praat van jy met jou verdiep in die volle waarheid. Nie maar net bolangs nie. Dan sê jy begin groei. Interessant dat Psalm 1 sê, dat jou vreugde vind in die woord van die Here. Dit help jy 'n mens lees Bybel, maar dis vir jou 'n plig. Jy vind nie daarin vreugde nie. Dis maar iets wat jy doen, want jy's skuldig as jy dit nie doen nie. Maar as die woord van die Here vir jou vreugde bring, jy hoef nie die hele dag Bybel te lees nie, gaan dit vir jou help met geestelike groei. Baie mense, ook gelowiges, lees die Bybel soos wat ons destyds die geel bladsye gelees het. Weet nie of die mense nog die geel bladsye kry nie. Jy kry goeie inligting daar. Lees in die Bybel van Jesus. Maar omdat dit bolangs is, ken jy hom nie deur die krag van die Heilige Gees nie. Die gelowige wat geestelik wil groei, moet erns maak met die verligting van die Gees. Daar in 1 Korintiërs 2 vers 4 staan, dat die Gees ook daar is vir die prediker, die hoorder van die preek, en ook die leser van die Bybel. Dit is belangrik ook as 'n mens Bybel lees, dat iemand net vandag sal lees nie. Daai gebed, daarom noem ons dit stilte tyd. Word eers stil voor die Here. En natuurlik, soos Jakobus sê, jy moet ook 'n dader van die woord word. Hoe meer jy daai woord ook prakties gaan uitleef, hoe meer gaan jy ook geestelik groei. Groei deur die woord. En dan tweedens, groei deur gebed. Hier word gepraat van 'n boom in Psalm 1 en ook in Jeremia 17. Nou wat 'n boom bo aan die grond is, hang geweldig af van hoe dit onder kan die grond lyk. Enige boom se groei hang af van sy wortels. Dieselfde geld vir ons gebedslewe. 'n Ernstige en 'n opregte gebedslewe sal tot uiting kom in 'n groen, blaarryke geestelike lewe. Ongelukkig die teenoorgestelde sal ook waar wees. Verwelking
as jy jou gebedslewe verwaarloos. En ook gebed moet nie 'n plig wees nie. Dit moet 'n vreugde wees. Natuurlik dat die Heilige Gees 'n belangrike rol speel rondom gebed, net soos rondom die woordverkondiging. Hoef ons glad nie oor te twyfel nie. Ons lees daar in Romeine 8, vers 26 tot 28. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Weet jy wat staan eintlik hier? Miskien was jy al op 'n punt in jou lewe waar jy so swaar kry, waar jy dalk so teleurgesteld is, dat jy sê ek kan nie meer bid nie. Ek het al baie keer gehoor dat mense gesê het, hulle bid teen die dak vas. Want ek wil hierdie goeie nuus. Die Heilige Gees, as jy nie weet wat en hoe jy moet bid nie, weet wat in jou hart aangaan. En daai gedagtes in jou hart wat ongevorm is, maak hy 'n gebed vir die Vader. En God wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is. As daar sulke tye kom, kan jy weet, omdat jy gelowig is en God vir jou omgee, pleit die Gees van God vir jou, soos wat Jesus in die tuin van Getsemane gepleit het. Oor die rol van gebed in die geloofslewe kan 'n mens baie sê, maar ek wil veral my beperk net tot die inhoud van gebed. Die inhoud van baie gelowiges se gebed kan ook 'n sekere demper plaas op hulle geloofsgroei. Jy het waarskynlik al gehoor van die seentjie, sy ma het die aand vir hom gevra, Jannie, het jy jou tande geborsel? Ja, ma. Het jy gebid? Nee, ma, hoekom nie? Nee, ek het niks nodig gehad nie. Baie gelowiges se gebed is net beperk om so 'n lysie, 'n inkopieslysie vir God te gee. Ek onthou my oupa hulle altyd as hy plaas toe gery het, van die plaas of dorp toe gery het hulle genoem 'n notisie gemaak. Want hy so op 'n bladsytjie het hulle geskryf meel en brood en melk en suiker en jungle havermout en wat dit ook al was. Dan ry hulle so met die perdekar op, wat 'n voertuig ry hulle dorp toe. Ons gebed kan nie net beperk wees om vir die Here goed te vra nie. Natuurlik, Paulus sê vir ons in Filippense 4, maak deur alles julle begeertes met gebed en smeking en met danksegging aan God bekend, ja. Ons gebede moet ook vol danksegging wees. Iemand het eendag gesê, danksegging is die belangrikste deel van ons gebedslewe. Dan ook lofprysing. Deur Jesus het ons self geleer in Onse Vader gebed. Ons begin nie met, gee ons daaglikse brood nie. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Vergewe ons sondes. Gebed is ook 'n geleentheid om vir die Here te vra, Here, help vir my. Gebed is geleentheid om voorbidding te doen vir ander. Wat 'n wonderlike avontuur. Maar geloofsgroei kan dit nie wees nie. Mag gebed vir jou nie maar net 'n taak wees wat jy moet doen, of 'n plig wat jy voel op jou. As jy 'n ongelooflike voorreg om met die lewende God, die almagtige Here, in gesprek te kan tree. Nie almal het altyd daai voorreg gehad nie. Om in God se teenwoordigheid te kom was net vir die hoëpriester eenmal 'n jaar op die groot versoendag moontlik. Die voorhangsel het gekeer as jy in die allerheiligste wil ingaan. Toe Jesus gesterf het, het die voorhangsel geskeur van bo na onder. En die skrywer van die Hebreërs sê, ons het nou vrye toegang. Partykeer voel 'n mens jy wil graag met 'n minister of 'n belangrike persoon gaan praat, as jy sukkel met iets. Jy weet jy gaan die geleentheid kry. Ek onthou dit een keer, hulle is nou besig om die pad tussen Piet Retief en Ermelo, wat verskriklik getrap is deur die kooltrokke, soos met die paai rondom Leidenburg. Dubbelpad te bou. Maar ek onthou op die 3 Januarie 2008,
Toe kom ons van Namibia. En toe ek net daar uit Ermelo uit is, toe slaat ek 'n slaggat. Verskriklik. Toe besluit ek, want kyk, dis die dag net as die mense begin terugkom van vakansie af. As ek iewers 'n verkeersman langs die pad kry, dan gaan ek met hom praat. Want ek sê, en toe sê hy vir my, nee, ek moet nou net so 'n bietjie aangaan, daar's 'n padstal, die Mpumalanga MEC vir vervoer en toerisme is daar. Toe besluit ek, hoe gelukkig kan 'n mens wees. En toe ek nou daar kom, toe vra ek vir die verkeer, daar so 'n klomp verkeersmanne, want die pad is so verbreed, toe sê hulle nee, toe vra ek, waar's die MEC? Toe sê hulle, daar is hy met die rooi pet. En toe gaan praat ek het nou mooi gepraat en saggies gepraat. Toe sê ek vir hom die pad moet verdubbel word, verbreed word. En ek weet nie of hy, dis bietjie lank om te sê, het nou na my geluister. Maar hoe wonderlik was dit vir my daai dag, ek hoef nie eers 'n e-pos te stuur nie. Jy gaan praat met die MEC en hy het nogal met my saamgestem. Wat 'n wonderlike voorreg. As jy geestelik wil groei, benut hierdie geleentheid wat God vir jou en vir my gee deur die Gees, om met hom te praat elke dag. Derdens, groei deur gemeenskap. Daar is sekere godsdienste wat 'n privaat godsdienst is. Soos Hindoeïsme. Daar in hulle eie huisie doen hulle alles. Ek onthou ek het een keer met 'n Franse vrou gepraat op die stasie in Lyon. Ek het my dogter so een oor see gevat toe hulle in die hoërskool was. Wat 'n wonderlike geleentheid. En toe dog ek, hier's nou 'n geleentheid, ek praat met die vrou, natuurlik in Engels. Bietjie, want sy vra toe vir my, wat is my werk? Toe sê ek, I'm a pastor. En toe het die deur oopgemaak. En toe ek so bietjie daaroor wil praat, toe sê sy nee, by hulle in Frankryk is godsdienst 'n privaat aangeleentheid. Ons weet dit is nie so nie. Natuurlik is daar 'n belangrike element, jou stilte tyd, jou persoonlike godsdienst. Maar as jy kyk na 1 Korintiërs 12 wat sê die kerk is 'n liggaam, dan weet ons het mekaar nodig, want daar staan ook, die een liggaamsdeel kan nie vir die ander een sê, ek het jou nie nodig nie. Galasiërs 6, dra mekaar se laste en vervul so die wet van God. Dit was juis een van die groot geheime agter die fenominale groei in die eerste gemeente na Pinksterdag. Lees maar Handelinge 2 vers 42. Hulle was eendragtig by mekaar. Hulle het saam geëet, hulle het met mekaar hulle besittings ook gedeel. Nie dat ons dit net so kan toepas in vandag se tyd nie. En dan staan daar, die volk was hulle goedgesind toe hulle dit sien, en die Here het daagliks mense by hulle getal gevoeg. Om een of ander rede het gemeenskap van gelowiges, die belangrikheid daarvan, agteruit gegaan in ons kerk en in die Christendom die laaste tyd. Ek onthou hier in die laat 1990s was daar 'n opbloei byvoorbeeld in selgroepe. Ons het daar na die Suid-Kaap toe ook gegaan vir opleiding in selgroepe. Die tyd toe ek nog op skool was, veral in die platlandse gemeentes waar daar baie wijksbyeenkomste, ons weet daar het nou baie dinge verander, so sekuriteit en so meer. Maar wat ek dink 'n baie groot faktor geword het, is eintlik 'n goeie ding, wat ook 'n nadeel het, en dit is, van COVID dae af, word eredienste uitgesaai, en dis wonderlik, daar's mense wat byvoorbeeld nie vanaand hier kan wees nie, om sekuriteitsredes, miskien van die plaas af, dat hulle ook kan inskakel, ja, dis wonderlik. Maar vir baie mense het dit maar net 'n gewoonte geraak. Ag, ek luister sommer via die internet. Jy kan die inligting kry, maar die gemeenskap van die gelowiges is uiters belangrik vir geestelike groei. Dit kan jy nie op daardie manier kry. Groei deur getuienis. Hulle sê, the going Christian is the growing Christian. Dit was ook een van die geheime van die eerste gemeente gewees. Aanvanklik het hulle net in Jerusalem by mekaar gebly, alhoewel Jesus gesê het, gaan heen, maak disippels van alle nasies, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees in Jerusalem, ja, en in Judea, die provinsie, en in Samaria, die buurstaat, die buurprovinsie, en tot in die uithoeke van die wêreld. As mens geestelik wil groei, moet jy ook spontaan, ook weer eens, dit is nie 'n
'n plig nie. Dit is 'n geleentheid. Spontaan van die Here praat. Nou praat ek nie van 'n dweepsiekheid nie, maar wanneer die Here ook vir jou geleentheid gee om dit te doen. Dit baie keer is 'n gewone lidmaat in 'n baie beter posisie om iemand na die Here te lei as die dominee. Want as jy die dominee, dis sy werk. Maar as jy die geleentheid benut om in daai situasie, sê maar by die werk of in 'n ander omgewing, spontaan te vertel wat die Here vir jou gedoen het, kan die Here vir jou baie gebruik en jy sal nie anders kan nie as om te sien dat jy geestelik gegroei het. In elk geval, ons het die beste boodskap in die wêreld. Hoekom praat ons nie? Dink maar aan Petrus. Miskien sal jy sê, maar ek is nie daai tipe nie. Natuurlik, jy kry mense wat meer spontaan kan praat as ander. Die Here het ons verskillend gemaak. Maar Petrus was so bang dat hy vir 'n diensmeisie die aand toe Jesus gevange geneem is gesê het nie, ek ken hom nie. Hy was bang om te praat. Maar daar lees ons in Handelinge 4, vers 20. Toe die Heilige Gees uitgestort is, toe staan hy op in die Joodse raad en hy sê, wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Paulus sê vir ons, 1 Korintiërs 9 vers 16, ek verkondig die evangelie, omdat ek moet. Dit geld nie net vir die apostels wat uitgestuur is nie, ook vir elke gelowige. En weer eens, soos ek sê, dis nie 'n plig nie, as jy geestelik wil groei, hoe lekker is dit, om met almal te praat. Dan sê ek nie, jy moet dweep nie, wag vir jou geleentheid, jy sal sien dat jy geestelik groei. Ek onthou, ek het op 'n stadium met baie spanleiers opgelei, om EJ3 gesprekke met mense te gaan voer. Ons het nie so baie oorgawes gekry by die gesprekke nie. Maar elkeen van daai persone wat as EJ3 spanleier opgelei is, het geestelik gegroei. Jy hoef nie mense te bekeer nie. Dis die Heilige Gees se taak. Maar jy kan toegerus word om 'n getuie van Jesus Christus te wees in jou omgewing en in die wêreld. En wat meer is, vra maar vir mense, wat 'n groei dit in die lewe gebring, toe begin praat het van die Here. En dan vyfde in die laaste plek, miskien iets wat jy nie sou verwag het, as 'n manier om te groei nie. Ek wonder of dit nie in sekere opsigte die beste geleentheid is om te groei nie. Groei deur beproewinge. Die meeste bekerings en die seënrykste geloofsgroei vind gewoonlik plaas in tye van swaar kry. Ek het vanoggend vir julle vertel, toe ek die Here aangeneem het in standaard 6, was dit in 'n tyd waar die matriek koshuisprefek vir my vir weke nie net geboelie het nie, maar eintlik gemartel het. Soveel so dat ek in die aand probeer het om nie in die slaap te raak nie, want ons môre te naby. En in daardie tyd het die Here my gereed gemaak om hom vir altyd aan te neem. As 'n mens kyk na Romeine 5, vers 3 tot 5, kan mense dit verstaan. Paulus sê ons verheug ons ook in die swaar kry. Want ons weet swaar kry kweek volharding. Hoor jy die werkwoord? Volharding kweek egtheid van geloof. Egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Hierdie werkwoord kweek, dis 'n groei werkwoord. Dit begin by swaar kry. In samehang met die vermelding van die werking van die Heilige Gees, sal hierdie kweek groei bring in jou lewe. En ek onthou sommer net nou, het ek gesê, daar's 'n spesifieke sinnetjie wat bykom in Jeremia, wat nie in Psalm staan nie. Het jy agtergekom wat dit is? Wat sy wortels na die stroom toe uitstoot. 'n Boom kan in die water staan, die water gaan nie in sy stam opgaan nie. Dis waarom dit ook belangrik is dat ons geestelik sal groei, deur dit ook spesifiek te gaan soek. As jy tans dus in 'n situasie van jou lewe is,
wat moeilik is. Moenie dink God is besig om jou te boelie nie. Want God boelie jou nie. Ons het vanoggend gesien Johannes 3 vers 16, dat die Here het nie gekom om ons te veroordeel nie, maar hy het sy seun gegee, sodat elkeen wat hom kan glo, nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal beerwe. Jy sal vorentoe nog terugkyk op tye in jou lewe, dan gaan jy sien, die Here het juis geloofsgroei vir jou gebring. En 'n mens kom nooit by 'n tyd wat jy sê, nou is ek klaar gegroei. Nooit nie. Hulle sê, mense so by 20-jarige leeftyd, is jy liggaamlik uitgegroei. Hulle sê, die gemiddelde mens op 25, is sy liggaam, haar liggaam op die sterkste, daarna begin die selle stelselmatig swakker word, jy gaan dit nog nie dadelik agterkom nie. Maar geloofsgroei eindig nooit nie, daarom sê Paulus, aan die einde van sy lewe, al wat ek weet, is om Christus te ken, asof hy hom nog nie ken nie, ek ken hom nog nie goed genoeg nie. Daarom sê hy, span hom in, om dit alles syne te maak. Ek moet sê, wanneer ek my meeste geloofsgroei gehad het in my lewe, was nadat ek 50 jaar oud geword het. Op 'n stadium hier in die 2014 omgewing, 2013, 2014. Ek wat al hoe lank 'n dominee was, en van vroeg in my lewe, kind van die Here was, ek het eintlik 'n jaar voordat ek skool toe is, al klaar met sondagskool begin. Het ek eintlik agtergekom, hoeveel groei die Here nog in 'n mens se lewe kan bring, en dit was deur swaar kry. Ek kan so ietsie daarvan met jou deel. Ons het 3 dogters, die oudste dogter was in haar finale jaar aptekerswese, op Potchefstroom. En toe bel haar vriendinne my, vra waar is sy? Vra ek, hoe sal ek nou weet, ek is in Piet Retief, as julle in Potchefstroom nie weet nie. Lang storie kort, haar liggaam het sekere stowwe in haar brein nie genoeg vervaardig, soos wat 'n diabetes nie genoeg insulien vervaardig. Dit het haar verwar, en sy het weggeraak. Haar kar was weg, alles, en vandag se tyd, is dit 'n skokkende oproep vir 'n pa om te kry. Ek het maar die aand opgery 453 kilos, eintlik het ek maar net gegaan om, bid maar dat die Here genadig sal wees, maar ek het maar net eintlik gedink, ek sal seker maar, ons moet maar net iewers gaan optel. Gelukkig was die Here genadig. Uiteindelik het sy so siek geword, dat sy haar studies moes los. In haar finale jaar, kind wat alles van die Here ontvang het, dit was vir my bitter moeilik. Ons tweede dogter het skielik, baie goeie atleet ook en alles gewees, en eendag net na die wenpaal in mekaar gesak. Almal het gedink, sy is dood, paramedici kon niks doen nie. Baie moeilik. Later ons agtergekom, haar hart gaan staan. Gelukkig haal sy ook nie asem nie, anders sal sy breinskade gekry het, meer as 20 keer. Op die dag van die onluste daar in Natal, 9 Julie 2021, en sy het val onmiddellik, sy struikel nie eers, sy staan nog in die volgende oomblik lê sy. Het sy haar kakebeen gebreek. Lang stories, daar's baie moeilike goed wat gebeur het op daai stadium in my lewe, wat ek nie meer kon verstaan. Ook in die bediening, moeilike goed met mense gebeur. Mense weet die lewe is vol beproewing, maar dit is asof dit net te veel geword het en ek kon nie meer verstaan. Ek onthou, daar was 'n seun op die 4de Februarie 2014, hy was so 9 jaar oud. Toe het hy sy fiets gewielie, ons saak gelasig as 'n kind, wonderlike gesin. Toe breek hy sy nek. Baie swaar tye. Dit was 'n dag 2013, net so 2 maande voor die tyd, op die 3 Desember, toe is daar 'n rukwind, en 'n 15-jarige seun word deur 'n boom op die golfbaan doodgeval. Daai oggend was ek in die ouete huis, by tannie wat al 6 maande in die fetale posisie lê in 'n koma. Terwyl daar kinders so rondom haar staan, het ek net so saggies gebid, Here, verlos haar, want sy kry die een toeval na die ander. 6 maande later het sy nog geleef. Daar was 'n klomp goed, wat ek nie verstaan het nie. Was vir my moeilik. Op 'n stadium het ek
'n lied begin skryf. Tema van die lied is, ek soek na U. Niemand ek nie geglo dat die Here bestaan nie, ek het geweet hy bestaan, daar's te veel goed wat in my lewe gebeur het, ek sal nooit kan twyfel oor God se bestaan. Ek verstaan nie die Here. Ek vir die Here in daai lied gevra, Here, wil U nie weer U stem so duidelik laat hoor soos by die bergpredikasie, dat ons almal gelyktydig U stem kan hoor. Ons gaan net nou, ek het CD daarvan gemaak, uiteindelik ander liedere ook bygeskryf, en ek sal daai lied net nou speel. Op daai video sal jy sien, daai seun wat verlam geraak het, hy en sy sussie en sy pa en ma, kom daar met 'n rolstoel verby. Op 'n ander plek, die man van Afrikaans is groot, wat die musiekvideo kom maak het, ek het nou nie vir hom gesê die dag, dit was toevallig belydenisaflegging van my dogter, hulle is 'n groep gewees, en in daai groep was 'n dogtertjie, wat eendag het sy en haar ma en haar pa, in 'n bakkie gery, dubbelkajuit bakkie, daar naby Ermelo, toe sê die ma, vir die dogter gaan sit voor, en sy gaan sit toe agter. Dit is al donker gewees, en daar's 'n trekker, sonder ligte, omdat hy hout gesteel het. En hulle is in daai trekker vas. En die dogter is dood. En ek het nou nie vir die man wat die video, musiekvideo gemaak het, dit gesê nie, maar toe dit klaar geredigeer het, toe sien ek op 'n spesifieke oomblik, in daai belydenisafleggingsgeleentheid, het hy 'n nabyskoot van die ma gehad, op die perfekte oomblik. Moeilike goed. So 10 jaar terug in 2016 het ek, toe ek in daai moeilike tyd was, het ek in die Parel gaan Pinkster hou, en my tema het juist gegaan, Romeine 8, die Gees staan ons in ons swakheid by. Het ek maar getuienis gelewer van, die pad wat ek geloop het, is baie keer goed, dat mense agterkom met dominee kan ook maar baie keer sukkel. En ek onthou toe ek die dag terugkom, van die Parel af, deur die Huguenot tonnel gery, daai lang tonnel, donker tonnel, en toe ek aan Woester se kant uitkom, so een keer daarna, toe besef ek, maar ek is deur 'n ander tonnel ook. Ek is verby die swaar. As ek vandag terugkyk, was dit die wonderlikste tyd van my geloofsgroei. Ek soek nie meer na God nie, want ek het opnuut ontdek, soos wat ons gesien het in Nikodemus se lewe, God soek eers na ons. Geliefdes, soos net nou gesê het, rondom 20 jaar is die meeste mense liggaamlik uitgegroei. Maar geen mens sal by 'n punt op aarde kom waar jy geestelik volgroeid is nie. Hou aan groei. Wil jy die 5 wenke wat ek vanaand gegee het, ter harte neem en gaan uitleef? Moenie langer toelaat dat ander gelowiges jaar na jaar jou geestelike tas dra.